Ek het van my kant af ongelooflik baie dankie sê vir die geleentheid en die manier waarop ek verwelkom is in hierdie gemeente. Julle het nou gehoor wat my agtergrond en my geskiedenis is, so daarom wil ek moet onmiddellik 'n klomp dinge jammer voorsê. So ek voel soos Rian van Heerden, nou wat is daai by voorbaat jammer? 'n Jammer vir die video. Dit was nogal pret geweest om dit in die kerk, as julle wonder wat se badkamer is dit, dis die kerk se badkamer. So, maar daarmee saam, as ek nou skielik, as ons sê kom ons bid saam en ek spring op, moet julle net weet, dis die hervormde bloed in my, want daar so staan die mans, en as ek julle nog partykeer aanspreek as broers en susters, dis nog alles in my wese ingeleer, en soos wat ek myself ook maar verstaan, so maar baie dankie byvoorbeeld, dat julle my beroep het, en hierdie gaan nou dalk simpel klink of snaaks klink, maar ek het terwyl ek in die beroepsproses besig was, regtig nogal gedink, ek hoor die Here se stem my roep na Tygerpoort toe, en ek was ongelooflik dankbaar geweest dat die kerkraad dieselfde stem gehoor het, en daarom glo ek regtig dat ek hierso 'n verskil moet kom maak, en ek is ongelooflik dankbaar dat ek dit hierso kan kom maak. Baie, baie dankie. Maar goed, dan is ons nou op pad na die prediking gedeelte toe. Nou moet ek sê, ek sal nou 'n bietjie net meer daar sê, maar ek is geïntimideer, want ek het gesien hoe preek die dominees in hierdie gemeente, en vir 'n ou wat eintlik gewoond is daaraan om mooi na sy tekste kan kyk elke nou en dan, is ek nogal bekommerd oor hoe ek dit gaan doen, maar julle sal geduldig wees, en dit is ook in die Bybel, as julle dit nie weet nie, ek sal dit later vir julle leer, dat mense geduldig moet wees. Maar ek lees vir ons 'n gedeelte saam, en ek kan ook net sê, hierdie gedeelte was die heel eerste gedeelte wat ek gepreek het by my vorige gemeente as 'n intree preek, en ek het op daai stadium baie gepraat oor roeping, maar julle het nou gehoor, ek glo in roeping, en ek glo ek sien nou toe geroep, so dit gaan nou nie die tema wees vandag nie. Vandag is die tema bietjie iets anders, en dit sluit ook bietjie aan by wat die predikante ook nou saam gepraat het oor die rigting van die gemeente, en hoe ons onsself sien, en by die video wat julle laasweek gesien het, en daarom lees ek nou vir julle saam Efesiërs 1, en ek lees van vers 15 af, net daai gedeelte, en dit is 'n baie bekende gedeelte, dit staan bekend as Paulus se gebed. Ek lees vir ons saam van vers 15 af. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in sy heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons, wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog, bo alle bose magte, en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Tot sover ons skriflesing. Die Bybel leer ons dat gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Nou gemeente, ek staan hier voor julle en ek lyk dalk kalm, of julle lyk of ek vol energie is. Dis nie energie nie, dis bewe. Ek stres. Dis scary. Ek weet nie, wie van julle het onlangs met 'n nuwe werk begin nie? Enige iemand? Julle kan maar net so vir my net so 'n knikkie gee om net te laat weet. Okay, is ek alleen, lyk dit my. Goed, is okay. Dis scary. Ek voel soos 'n kind wat vir die eerste keer by die skool aankom, en ek kyk as al maatjies, gaan die maatjies met my wil speel, en gaan ek in die sportspan kom, en gaan die juffrouens met my oulik wees, en my geduldig wees. Dis regtig hoe ek voel, as 'n nuwe lidmaat hierso van hierdie gemeente. En ek moet ook regtig sê, hierdie soort van emosies is die soort van goeders wat jou benoud maak as jy nou nog met mense moet praat.
En die enigste manier hoe mense hierdie benoudheid soort van kan teewerk, is wanneer jy dan 'n bietjie gaan navorsing doen. En ek het dit nogal in die onderhoudsgesprek ook gesê, hulle het nou navorsing oor my gedoen, hulle het bietjie my CV gaan deurkyk en referente gebel en alles, maar moenie dink ek het julle nie uitgecheck nie, hoor. Ek het regtig nogal my navorsing ook gedoen, en waar ek nou eintlik al die afgelope maand en 'n half al geweet het, ek is op pad hiernatoe, het ek op allerlei maniere probeer uitvind, hoe lyk hierdie plek waartoe ek kom. En een van die eerste dinge wat ek gedoen het, is ek het die Facebook profiles van my medeleraars deurgegaan, en toe ek hulle sien, toe besef ek, dit gaan okay wees. Want hulle is net so erg soos ek, lyk in my. En ek kyk net vir Zander, Karen is soet, waar so is Karen? Maar sy in die moederskamer natuurlik. Maar ek het die Facebook profiles deurgegaan, ek het die webwerf, het julle al, wie van julle was nog nie op die webwerf gewees nie? Dit is 'n ongelooflike webwerf, en ek het tot in die nagte laat, een oggend 3:30 het ek die webwerf nog deurgegaan en deurgekyk en preke gekyk, en ek nog vir Karen daarna 'n SMS of 'n boodskapie gestuur, net om te sê, dit was nou nog 'n mooi preek. Maar ek het so na die gemeente gekyk. En een van die grootste maniere oor hoe ek 'n indruk kon kry van die gemeente, was deur na die video te kyk, want ek het gedink die video, wat julle nou laasweek gesien het, wat ek al laas jaar gesien het nogal baie te sê oor kerkwees, en hoe hierdie gemeente hulle self sien. En ons het nou juis as predikante span saam gepraat en sê, maar ons wil seker wees, dat die gemeente verstaan, en saam dink oor wie is ons, en nou hoor julle hoe sê ek al ons, hè? Is cute. Maar wie is ons? Hoe dink ons oor ons plekkie hierso by Tygerpoort? So ek gaan nou vra dat die tegniese span, as hulle reg is, dat ons gou weer net die video saam kyk, en wees nou rustig en stil, kyk wat staan vir jou uit. Daar is altyd verkeer, afsprake om na te kom, uitdagings, geleenthede en 'n voortdurende soeke na groei. Ons jaag rond om betyds by alles te wees. Ons laai kinders op en af en ons ry ver. Dit is 'n gemeenskap wat daagliks gekonfronteer word met prioriteite. Ons moet belangrike besluite neem oor verhoudings, ons tydsbesteding en waardes. Dit beïnvloed ons gesinslewe, ons huwelik, loopbaan en sport. Ons soek na sin en betekenis, balans en selfinsig. Eintlik is ons almal maar dieselfde. Mense wat op soek is na iets meer in die lewe. Sodra jy by die gemeentesentrum van NG Tygerpoort inry, ontdek jy 'n dinamiese gemeente in die middel van hierdie uitdagende konteks. Tygerpoort is 'n gemeente wat nie ter wille van onsself lewe nie. Ons bestaan ter wille van ons gemeenskap. Daar is honderde kinders in ons kleuterskool, naskool en kindskool. Jy sien mense wat leer lees en skryf of naaldwerk doen. Jy sien mense wat oefeninge doen of die oogkliniek besoek of sommer net die natuur geniet terwyl hulle vir hulle kinders wag wat aan skoolaktiwiteite deelneem. Jy beleef dit as 'n plek wat oorloop van gasvryheid terwyl jy die teater en café en route besoek. Tygerpoort gemeente is 'n gemeente wat jou wil help om gesonde keuses te maak en die dieper sin van die lewe te ontdek. Ons skep geleenthede vir betekenisvolle verhoudings en gemeenskap in jou lewe. Ons wil jou van God se oneindige genade vertel en hoe jy elke dag uit sy oorvloed kan lewe. Uiteindelik wil ons jou leer om te leef soos Jesus, nie ter wille van jouself nie, maar dienend in sy liefde. Ons glo dit is 'n balans tussen gesonde selfinsig, sinvolle verhoudings, 'n diep verbintenis met God en 'n betekenisvolle lewe wat jy binne die ruimtes van die gemeente kan aanleer en verder in die gemeenskap moet uitleef. Ons gemeente is nie foutloos nie en het nie al die antwoorde nie, maar ons is opreg in ons broosheid en afhanklikheid van hom. Saam pak ons die uitdagings van die daaglikse lewe aan, diep bewus van hoe nodig ons die Here en mekaar het. Nou as julle gewonder het, dis julle daai. Dis hoe die gemeente haarself verstaan. En dit is ook die wyse waarop ek moes agterkom, maar hoe werk die mense hierso? Maar ek sê dit nou nogal aan die begin van die week,
toe ons die video saam kyk, ek het dit die hele tyd op my eie gekyk, my eie studeerkamer, wat natuurlik, nou ken ek nie enige van die mense nie, en nou kyk ek dit saam met my kollegas, en saam met die kantoorpersoneel, maar hulle ken die mense op daai video. Hulle ken elke persoon, en ek seker 'n klomp van julle sal dit ook so kan beleef. Jy kan name by die gesigte sien op die video wat jy nou sien. Terwyl ek kyk daarna en ek ken eintlik niemand nie. Ek kyk daarna as 'n buitestander, as 'n vreemdeling, as iemand wat nie heeltemal so op datum is met die strukture en die gebruike van die gemeente nie, en ek kan daarom, omdat ek buite staan, net algemene indrukke kry van die gemeente. En juis omdat dit hierdie algemene indrukke is waarop ek my prentjie van die gemeente moes maak, het ek nogal gedink hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, hierdie Efesiërs 1, is eintlik baie goed gekies vir 'n dag soos vandag. Want Efesiërs is 'n brief van algemene indrukke. Die skrywer van Efesiërs skryf hierso, dis 'n algemene brief en dit beteken basies, hy skryf vir 'n klomp verskillende gemeentes. Dis nie net een gemeente, sê net maar soos Filippense of Romeine, waar hy presies weet, ek praat met hierdie klein groepie mense nie. Nee, hy skryf vir 'n klomp verskillende gemeentes, en as jy vir 'n klomp verskillende gemeentes skryf, dan ken jy hulle nie altyd so goed nie, en jy moet maar oor die algemeen met hulle praat. En die ongelooflike ding is, en dis wat ons in vers 15 saam gelees het, die algemene indrukke gee vir die skrywer die selfvertroue om met hulle te praat, vir hulle te preek. En as jy na die skrifgedeelte gaan kyk, dan sal jy sien, heel aan die begin, vers 15, sê hy vir ons, daar is 2 redes waarom hy eintlik selfvertroue neem, vrymoedigheid neem, om vir hulle hierdie brief te skryf. En die eerste rede is, hy het gesien hoe hulle geloof in Jesus Christus lyk. So hy het iets van hulle geloof gesien. En die tweede ding wat vir hom die selfvertroue gee om met hulle te praat is, hy het gesien hoe lief is hulle vir mekaar, hoe lief is hulle vir die medegelowiges. En omdat hy hierdie 2 dinge gesien het, die geloof en die liefde vir mekaar, daarom kan hy nou met hulle praat. En daarom wat die skrifgedeelte eintlik vir ons sê is, as daar geloof is in Jesus, in God, en daar is ons liefde, dan is hierdie brief vir ons geskryf. En dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. Is hier geloof en is hier liefde? Nou, ek dink meeste kerke, en weer eens, ek praat net oor die algemeen, nee, maar meeste kerke het die geloofdeel uitgesorteer. Dis die wat ons glo. Ons het daai deel goed en kan in kruike. Ons weet baie goed wat is ons geloofsbelydenisse. En dis hoekom ek hier so kan staan vandag, nee, want die Hervormde Kerk en die NG Kerk deel dieselfde geloofsbelydenisse. Ons sê eintlik daardeur ons glo dieselfde. Ons maak baie van geloof want ons wil seker maak die kinders in die gemeente, die kategese, die groeigroepe se geloof groei. Ons praat daarom van groeigroepe. Geloof is vir ons baie belangrik. Ons stel die Bybel in die sentrum van die erediens. Ons sê ons fokus op geloof. Ons het deur die week het ons Bybelskole en kursusse, allerlei dinge om geloof op te skerp by mense. Daarom wil ek regtig sê, ek dink hierdie gemeente, soos baie ander gemeentes, kry die wat van geloof, van kerkwees eerder, kry hulle goed reg. Wat ons glo, dit kan meeste mense sê, dis op die webtuiste, dis by die deure, wat ons glo, weet ons. Maar ek dink die tweede eienskap, dis waar ons vou. En dit is die liefde. Dis die hoe. Hoe is ons kerk? Skrifgedeelte sê ons is kerk wanneer ons mekaar lief is. En hierso, nou praat ek dalk weer eens net van ander gemeentes. Ek seker hierdie gemeente beklei die mense nooit nie, nog nooit beklei nie, nê. Ek net seker maak, nê, nog nooit van mekaar verskil nie, nog nooit 'n toeter vir iemand anders gedruk nie, nog niks sulke dinge nie. Maar dan praat ek maar net van ander gemeentes waar ek weet, as jy in 'n ander gemeente op iemand anders se sitplek sit, dan is daar onmiddellik moeilikheid. Jou sitplek is daar gegraveer waar jy is en almal weet dit. En as jy dit nie weet nie, is daar moeilikheid.
En nou weet ek ook, niemand van ons raak ooit moedeloos of gefrustreerd met mekaar as ons hierso in die parkeerterrein dalk soek vir 'n parkeerplek nie, dalk op Sondag, maar selfs ook as ons in die week ons kinders aflaai. Nee, niemand is ongeduldig as hulle nou in hierdie verkeer moet vassit of iemand op parkeerplekke staan waar daar moet wees nie. Nee, ja, ek weet, hierdie gemeente is net perfek. Alles wat ek sien is net perfek. Maar dis sulke soort van dinge wat eintlik net 'n bevestiging is daarvan dat ons die hoe van kerk wees nie altyd reg kry nie. Ons sukkel om vir mekaar lief te wees. Ek gaan nou 'n voorbeeld gee wat een keer met my gebeur het laas jaar. 7:30 op 'n maandagooggend. Nou enige iemand, ek is 'n pa van 'n 2-jarige en 'n 2-jarige en 5 maande en 'n dogtertjie wat 5 maande oud is. So, julle kan nou maar dink hoe lyk dit op 'n maandagooggend 7:30 in my huis, nê? Nee, lekker woes, lekker. En 7:30 bel 'n ma my van haar dogter wat nou net belydenis van geloof afgelê het en sy verskree my oor die foon, letterlik, omdat daar op haar kind se geloofsbelydenisboekie 'n 7 staan en nie 'n 8 nie. En sy verskree my en ek kon dit nie glo nie. Ek het elke keer ek het so baie mooi en geduldig probeer help en sê maar hoe kan ons hierdie regmaak? Dit was toevallig nou ook nie ek wat die 7 dae geskryf het nie, maar in afval, maar ons probeer dit regmaak en na 10 minute toe besef ek net hierdie is 'n fight wat ek nie gaan wen nie. En ek wou eintlik vir die ma sê, hoor jy dogter het nou net belydenis van geloof afgelê, maar dalk moet jy maar weer kom vir katekisasie, want ons moet vir mekaar leer. Hoe praat gelowiges met mekaar 7:30 op 'n maandagooggend nadat ons gisterand almal saam in dieselfde kerk gesit het? En ek sê dom nie. So dis ek wonder nou nogal hoe werk dit met ander mense in die gemeente. Maar daarom glo ek die hoe is vir ons baie keer moeilik. Hoe is ons kerk? En daarom is dit eintlik verblydend dat die skrifgedeelte daarom vir ons help om die hoe uit te sorteer. My preeknota as ek myself gegiggel, die hoe doen ons die hoe? Ek het gevoel soos 'n uiltjie. Hoe? Okay, julle is my gewoond raak. Okay. Maar hoe doen ons die hoe? As ons so sukkel om vir mekaar lief te wees, hoe is die regte manier? Die skrifgedeelte sê dit eintlik pragtig. Vers 18. Sê hy, maar ek bid, omdat ek weet julle verstaan dat die wesenseienskappe van die kerk is geloof en liefde, daarom bid ek die volgende gebed. En dan staan daar, ek bid dat julle geestesoë so verhelder sal word dat julle werklik sal uitvind wat dit beteken om die Here te ken. Parafraseer nou 'n bietjie, maar die mooi gedeelte daarso is, ek bid dat julle geestesoë verhelder sal word. Dis soos wat dit staan in die Nuwe Afrikaanse vertaling. In die Grieks is dit vir my selfs nog mooier. In die Grieks, en ek wys sommer net vir julle dat ek kan Grieks ook lees. In die Grieks staan daar, ek bid dat die oë van julle harte verhelder sal word. Dis nie 'n mooi, dis nie 'n pragtige sin nie. Ek wens ek kon aan so 'n sin dink. Ek bid dat die oë van jou hart oop sal gaan. Dat jy sal begin raak sien. En wat hierdie vir my sê is, 'n hart is tog 'n spier wat 'n mens oefen. Enige iemand wat al enige oefening gedoen het, van enige aard sal weet, die hart is eintlik die heel belangrikste spier wat jy moet oefen. En jy kan dit net doen deur gereeld fiks te bly, deur gereeld buite te kom, deur gereeld oefeninge te doen. So, hierdie hartspier moet 'n mens oefen. En hoe oefen 'n mens dit? En dis nou hierso waar ek weer wil terugkom na die video. Ek dink die video was ongelooflik treffend geweest oor hoe gasvryheid na vore gekom het. Het een van julle ook die gasvryheid raak gesien, hoe die mense saam kuier, hoe die mense saam hande vashou, hoe daar allerlei ruimtes is vir allerlei verskillende mense, om allerlei verskillende mense welkom te laat voel. En ek dink gasvryheid is een van die baie maniere waarop ons hartspiere, ons oë en ons harte kan oefen, om regtig die hoe van kerkwees uit te sorteer. Nou, het ek in die week bietjie daaroor gedink, wat sal 'n mens nou doen om gasvryheid te oefen? En ek kon op 2 dinge uitkom. Die eerste is die eerste manier jy moet gasvry wees, is jy moet iemand nooi. Nee.
Dis nog 'n belangrike deel van gasvryheid. Dit help nie, jy is ongelooflik gasvry en jou huis staan altyd met die pragtigste versierings en die lekkerste kos, maar jy het nooit enigiemand genooi om te kom eet by jou nie, nee. Dis nogal belangrik. So die eerste belangrike saak is nooi. En hierdie is ongelukkige ding wat ek dink baie gemeentelede delegeer. Nee wat? Dis 'n kerkkantoor, ons sal dit mooi bemark self, dis op die webtuiste, mense kan maar self gaan kyk. Ons nooi nie altyd mense na ons huis toe nie. En huis praat ek hierso van die gemeente, die gebou, maar ook ons eie persoonlike huise. Ons nooi nie altyd nie. Maar tog is dit ongelooflik belangrik. As iemand jou nooi, is dit 'n ongelooflike belangrike manier om te wys, maar ons is gasvry hierso. En hierso wil ek vinnig 'n storie vertel wat ook in die gemeente gebeur het. Ek bel Tannie Bertie, nou weet nie of Tannie Bertie hierso is nie. Ek sien haar nie nou vinnig nie. Maar laasweek sy's by die Meerpaal en ek bel haar vir haar verjaarsdag. Dis nie ek wat geweet het sy verjaar dan nie. Iemand het vir my gesê sy verjaar en gesê jy kan hom maar bel. Toe bel ek haar en ek wens haar geluk met haar verjaarsdag. En sy's net te dankbaar. Vrydagoggend bel sy my. Sê Dominee, ons mekaar nog nooit ontmoet nie. Ons weet nie hoe mekaar lyk, hoe die ander een lyk nie, maar ek wil hê jy moet kom na my partytjie toe. 4:00 by die Meerpaal is daar 'n partytjie en jy's genooi. En ek het gegaan, want daar was kos. En dit is my ongelooflik spesiaal, dat iemand wat my nog nooit geken het nie, nog nooit ontmoet het nie, geen idee gehad het wie ek is nie, vrymoedigheid neem en my nooi, om saam met haar verjaarsdag te vier. Dit is spesiaal. En dit laat my as buitestander, as vreemdeling, onmiddellik voel, maar ek kan hierso wees. En dan is daar 'n tweede saak as dit kom by gasvryheid. En hierso gaan ek my kollega nou 'n bietjie embarrass. Ek hoop ek kan hom bietjie. Hy het my nou al 'n paar keer vanoggend geslaan, so ek moet hom bietjie terugkry. Ek het nou net die beroep ontvang en nog nie aanvaar nie, maar ek het net die beroep ontvang en Zander doen toe die eerste ding van gasvryheid. Hy nooi my en my gesin om by hom te gaan eet. En dis wonderlik, so hy ken dit, maar hy maak lekker kos ook, weer eens, daar's kos, so ek sal daar wees. En dan kom ek en my hele gesinnetjie, nou weer eens seentjie 2 jaar 5 maande, imagine dit net gou. Nou kom ek daarso aan, nou is dit 'n nuwe huisgesin, ek weet nie, ken nie hierdie ou nie, ek ken nie sy familie opset nie, ek weet nie hoe sy oor sy huis nie. Nou is my seentjie daarso en ek is net die hele tyd agter hom aan. Ek soek net, maak net seker hierdie seentjie vir my mors nie en hy breek nie en hy maak nie 'n geraas nie. Alles, ek probeer net seker maak. En elke nou en dan sal ek sê Wouter, nee. Ek het 'n kwaai stem ook. Maar dan sê ek nee, Wouter, nee. En want my seentjie se naam is ook Wouter. En toe op 'n stadium toe raak Zander vir my kwaad. Nou wil ek onmiddellik hierso stop. Hoe kan ek sê dis gasvryheid as die gasheer kwaad raak vir sy gas? So die mens mag maar kwaad raak. Maar Zander raak vir my kwaad en hy sê, nee man, los hom. En daarso raas Zander met my, maar eintlik beleef ek dit nie as raas nie. Eintlik beleef ek dit as die tweede faset van gasvryheid. En dis om seker te maak, die gas voel so welkom hierso, soos in sy eie huis. Dis eintlik wat ek deur daai optrede beleef het. Eintlik wat Zander sê daarso is, my seun is so welkom in sy huis, soos wat sy eie kinders is. En omdat Zander so opgetree het ek geweet, maar ek kan ook in hierdie huis, kan ek bietjie kuier, kan ek ook bly. En ek dink dis weer eens 'n aspek wat ons in die kerk, as gelowiges partykeer laat vaar. Hierdie is ons plek. Jy is 'n vreemdeling, jy staan buite. En baie keer dan sal ons sê, maar hierdie is hoe ons dinge doen. Eintlik moet ons net vir mense sê, maar jy is so welkom hierso, asof dit jou eie huis is. Dis eintlik wat gasvryheid is. En dis nie iets wat sommer net oornag kom nie, en ek weet dis nie iets wat vir almal outomaties kom nie. Ons het almal verskillende soort van persoonlikhede. Maar dis iets wat ons moet oefen. Dis 'n spier wat ons moet sterk maak. Die ongelooflike ding is, as jy nou aangaan met die teksgedeelte en net bietjie verder lees, sê die volgende 3 dinge. Hy sê, maar as jy nou hierdie fikse hartspiere het, as jy nou hierdie geestesoë het wat raak sien, dan gaan daar 3 dinge met jou gebeur. Hy sê, jy gaan sien
wat se hoop jou roeping inhou. Dis 'n ongelooflike ding. Ek kan lank hieroor preek. Die hoop, ons leef in 'n hooplose wêreld. En hierso sê die ou, maar as jou hartspiere sterk genoeg word, dan gaan jy hoop hê. Jy gaan sien hoeveel hoop is daar in hierdie plek. En hy sê verder, nie net dit nie, jy gaan weet hoe ongelooflik groot hierdie erfenis is. Wat 'n groot erfgenaam jy is van die Here. Wat jy alles by die Here kry, omdat jy een van sy kinders is. En laastens sê hy dat jy sal weet hoe groot hierdie krag is wat in jou werk deur die geloof. Dit is nou interessant, net die laaste ding is dat jy sal weet hoe groot die krag is van die geloof wat binne jou werk. Die skrifgedeelte gaan aan en hy sê, dis dieselfde krag waarmee Jesus opgewek is uit die dood. Nou, is daar iets groters as dit? Nee. So die grootste mag en krag wat bestaan, wat Jesus Christus opgewek het uit die dood, daai krag is wat binne in my is, en wat geloof by my versterk. Dis kragtig. Dis 'n groot gedagte. Hoor julle wat het nou gebeur hier? So die siklus het van vooraf begin. Hy het gesê, begin by geloof, gaan aan deur mekaar lief te hê. En as jy mekaar so lief het, dan kom jy uiteindelik weer by hoe groot die krag is wat geloof weer die eerste een in jou wek. Die ongelooflike daarom is dan, hoe meer ons lief het, hoe meer ons die hoe van kerkwees uitleef, hoe groter word die geloof, die wat van kerkwees terselfdertyd ook. My gebed vir julle vandag, en vir myself ook, is dat ons iets van hierdie element van kerkwees kan uitleef. My gebed is dat julle nie net vir my nie, wat nou is 'n spesifieke rol in die gemeente inneem, maar vir almal wat dalk buite staan, wat soos vreemdelinge voel, wat van buite af inkyk, en wat nie gestres is oor die wat glo nie. Ons is meer gestres, die vreemdelinge daar buite is baie meer gestres oor hoe ons glo. Hoe lyk hierdie gemeenskap van gelowiges? Ek bid dat julle die hoe sal uitleef. Dat julle mense sal innooi, dat julle vrymoedigheid sal neem, dat jy nie vir iemand anders gaan sê om te nooi nie, dat jy self sal nooi. Mense sal vertel van die hoop wat in jou leef. En dat wanneer die mense hierso kom, dat hulle so welkom voel, dat hulle net sowel in 'n eie huis kan wees. Want dis hoe ons geestelik sterk word. Dis hoe ons hartspiere sterk maak. My gebed is dat ons dit sal verstaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, vandag is 'n enorme dag in U koninkryk. Dis 'n enorme dag, nie omdat ons dit groot maak nie, omdat U dit groot maak. Dankie dat U hierdie dag vir ons beskik het om weer met mekaar te praat oor die essensie van kerkwees. Dankie dat ons hierdie dag het om weer ons geloof met mekaar te deel. Dat ons kan agterkom, maar ons is dalk mense wat uit verskillende fases van die lewe kom, uit verskillende plekke, maar ons deel geloof. En U beskik dit so vir ons. So vra Here dat U hierdie eienskap van gasvryheid sal versterk in hierdie gemeente. Dat U vir ons elkeen sal vrymoedigheid gee om die mense wat buite staan, die mense wat as vreemdelinge van buite af inkyk, hulle sal innooi. Hulle sal dit welkom voel. Ons bid Here vir die mense wat dalk reeds deel is van die gemeente, maar vreemdelinge is oor ander redes. Dalk is dit omdat hulle siek is, omdat hulle worstel met groot probleme. Hulle sukkel dalk met gesinne. Hulle sukkel met verhoudings. En omdat daar al hierdie dinge is wat op hulle gemoedere pla, daarom voel hulle eenkant, eensaam. Here, wees met hierdie mense, maak ons hande sterk om hulle te laat tuis voel. So bid ons vir die gemeente, Here, waar ons nou in
in 'n nuwe fase, in 'n vars fase van kerkwees in beweeg. Ons bid Here dat U hierdie gemeente 'n baken sal maak van geloof in die ooste van Pretoria. Help ons Here om U koninkryk so duidelik te maak, nie net op Sondag nie, maar elke dag van die week. Dankie Here dat ons so tot U kan bid en dat ons weet U hoor ons, U is lief vir ons en U vergewe al ons sondes in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.